Wat 'n voorreg om net elke dag te kan begin met die Here en om 'n spesiale dag te hê om die Here te kan aanbid, lofsang te gee en prys te gee, om saam te kom as die liggaam van Christus, sodat ons die plesier kan hê om die Here se naam groot te maak met lofsang, met prys en met aanbidding en met die woord van die Here nie. Dit is 'n wonderlike dag hier. Kom ons sluit ons oë, dan vra ons vir die Here dat hy in sy teenwoordigheid elkeen van ons sal aanraak. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U die God is wat alomteenwoordig is, Here. Die alomteenwoordigheid, Here, is 'n bonatuurlike faset wat ons nie altyd kan verstaan nie, maar ons maak ons harte oop vanmôre om te luister, Here. Ons maak ons harte oop vanmôre sodat die woord ingang kan vind en ons lewens kan verander, dat die woord vir ons 'n lewende brood word, wat vir ons krag sal gee, sodat ons U kan dien met blydskap, dat ons U kan dien met vreugde, Here. Here, ons is dankbaar daarvoor, dat ons vanmôre kan sê, dat daar is niks en niemand anders wat 'n groter prioriteit in ons lewe het as U nie, my God. En daarom wil ons U naam prys vandag, Here. Ons wil U naam met lofsang optel, Here. Ons wil U naam met aanbidding, Here, voor ons gedagtes bring en in ons harte uitroep en aanbidding. En ons vra, Here, dat U ons sal seën vanmôre in U teenwoordigheid, Here, sodat ons sal weet dat God is hier met ons in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen. Halleluja. Ons gaan sing the name of the Lord. To me He's become everything. Oh
is teenwoordig en hy maak 'n veranderingslewe. As ons verhoorde sing, we bless your name, Almighty God. Ek wil hê jy moet weet dat ons hierdie naam van die Here ophef. Ons stel hom op, ons maak hom groot, want hy is die almagtige God. Hy is die een wat op 'n troon sit en ons aanbid hom van hierdie plek verhoorde. Kom ons aanbid die Here. We bless your name. U is die God wat bo alle gode uitstaan, Here. Daar is nie een ander God wat soos U is nie, Here. U is die God wat waarlik God is, Here. En ons wil vanmôre sê dat ons siel sing uit, Here, met 'n verlange na U toe, Here. 'n Verlange om U teenwoordigheid te ervaar, Here. 'n Verlange om U van aangesig te
tot aangesig te sien. En daarom kom ons vanmôre en ons laat ons siele uitsing met blydskap, Here. Then sings my soul.
omstandighede. U het ons verlos uit die kranke van ewige dood, my God. U het ons verlos deur uit soetheid. U het ons verlos deur uit slavernye. U het ons vrygemaak, Here, sodat ons U behoorde kan aanbid, Here, met vrye oorgawe. My God, dat ons harte kan jubel en styg, kan sing, Here, en sê glory, glory, hallelujah, Here. Hoe wonderlik is dit nie vermoorde, Here, dat ons die bewustheid en die sekerheid het, dat U teenwoordig is met ons nie. Here, dat U nie op 'n afstand by ons betrokke is nie, dat U nie 'n God is wat ver van ons af is nie, my Here, maar dat U teenwoordig is, dat U in ons teenwoordigheid, Here, altyd is, my God, dat U ons nooit verlaat nie, dat U ons nooit in ons eie genade oorlaat nie, maar dat U ons altyd omsingel met die liefde, my God, met die krag van die Heilige Gees, met die oorwinning wat U vir ons bepaal het, Here. Here, al gaan ons liggaam en word dit oud, weet ons, Here, dat U gee nog steeds vir ons die oorwinning wat ons nodig het om U te kan aanbid tot en met die laaste asem, sodat ons in U teenwoordigheid kan wees. En ons loof en ons prys U daarvoor, vanmôre in Jesus naam. En hulle wat saam sê amen. En amen. Halleluja. Dit is vanmôre wonderlik. Jy weet, toe ek gepreek het, Vrydag het ek gepreek oor die feit dat God vir ons oorwinning gee, as ons bereid is om oor te gee aan ons. En toe ek Vrydag daaroor preek, toe sê God vir ons, maar oorwinning kom nie sonder om in die teenwoordigheid van God te wees. Weet, baie keer is ons nie altyd bewus van God se teenwoordigheid nie. Ons bewustheid van God se teenwoordigheid is ja, dat God is daar, God bestaan. Maar weet ons dat God is altyd en elke oomblik met ons. Is ons bewus van die feit dat elke gedagte wat in ons kop gaan, dat God is bewus daarvan. Is ons in die toestand wat ons kan weet, dat maak nie saak hoe wel my stryd is nie, maak nie saak wat my omstandighede is nie, die manier wat ek lewe is in God se teenwoordigheid. God is altyd alomteenwoordig. En ek wil vanmôre in Psalm 16 vers 11 wil ek graag dit net bring. Hy sê, Here, U wys my die pad van die lewe, want in die teenwoordigheid is daar volheid van vreugde. Waar is daar volheid van vreugde? In die teenwoordigheid, sê vir ons. Hy sê op die regterhand is daar plesier vir altyd meer. Met ander woorde, God se plesier, as ons eers kan bewus raak van God se teenwoordigheid, dan is dit asof al die ander dinge nie meer saak maak nie. Dan is dit asof ons, jy weet, alle dinge kan terugkyk na 'n punt toe. Maar ons moet eers daai bewustheid ontwikkel om te besef dat God is teenwoordig. Want sonder die teenwoordigheid van God het ons 'n risiko dat ons laks kan word, dat ons lui kan word, dat ons afvallig kan word van die Here, dat ons dat ons kan sê, ek lewe 'n bietjie weg van God af. Hy weet nie wat ek doen nie, maar God weet altyd wat ek doen. Hierdie, wat ek amper kan sê, hierdie ding dat ons so weg beweeg van God af en dink dat God is nie teenwoordig nie, dat ons nie die bewustheid van God se teenwoordigheid nie, kan ons baie keer op die verkeerde pad lei. En dit kan ons uit God se wil uitvat. As ek kyk dan bijvoorbeeld na Adam en Eva, toe Adam en Eva daar by die slang was, en toe die slang hulle verlei het om van die vrug te eet, of die duiwel hulle verlei het, want dit is nie werklik die slang nie, dis die duiwel, want die Here het hom net uit in die vorm van 'n slang gekom, en die Here het die duiwel, toe die duiwel daar is en hulle versoek, het hulle nie besef dat God is teenwoordig, hulle het nie besef dat God weet hierdie dinge gebeur. En daarom het hulle die fout gemaak wat hulle gemaak het. So kan ons ook dieselfde fout te maak as Adam en Eva. Ons kan ook verlei word deur die omstandighede rondom ons, as ons nie bewus is dat God is teenwoordig nie, as ons nie bewus is van God se nabyheid nie, jy weet, dan kan ons baie maklik vatbaar word vir twyfel, dan kan ons baie maklik verval in vrees in, en ons kan in sondes verval, want ons is nie bewus dat daai oomblik dat God is teenwoordig. En daarom moet ons bewus word. Die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe. Die woord van die Here praat in Efesiërs, hy sê dat die Heilige Gees, jy weet, ons is geseël met die Heilige Gees. En daai seël van die Heilige Gees
is sy Heilige Gees se teenwoordigheid. Maar hierdie teenwoordigheid is nie net vir die dag as ek gered word nie. Dit is 'n daaglikse realiteit wat ek moet ervaar. Dit is 'n daaglikse ervaring wat ek moet hê, wat ek moet weet, dat God is met my, God is teenwoordig. Hy is my gids. Hy is die een wat my lei elke oomblik van die dag. Hy is my leermeester. Hy is die een wat my vertroos. Hy is die een wat my konstant herinner dat ek kind van God is en dat ek in Christus lewe. Hy is die een wat my bemagtig dat ek volgens God se wil kan lewe. As ek kyk na Romeine 8 vers 9, sê hy vir ons, hy sê dat ons is nie van die vlees nie, maar ons is in die Gees. As die Gees van God in ons lewe, dan sê ons, dan behoort ons aan God. Met ander woorde, die Gees van God lewe waar? Binne in ons. Met ander woorde, dit maak nie saak waarheen ek gaan nie. God is daar. God is teenwoordig. Hy sê, want as 'n man nie die Gees van God het nie, dan behoort hy nie aan God. En dit is 'n skrif wat my skrikwekkend is baie keer, want as ek net so 'n bietjie verder gaan in dieselfde hoofstuk, en in vers 23 sê, hy sê dit is nie net hulle nie, maar ons self, ons is die eerste vrugte van die Gees. Met ander woorde, in hierdie vrug van die Gees roep ons uit, net soos die wêreld daar buite roep ons uit, ons wag vir die aanvaarding dat ons God se kinders is. Ons wag vir die verlossing van ons liggame, sodat ons liggame heeltemal verlos kan word, dat ons 'n nuwe, onverganklike liggaam kan vat. Maar terwyl ons hierso is, moet ons die bereidheid op die hoe kan ek sê, die waaksaamheid of die bereidheid, die waaksaamheid van God na punt te bring, dat ons weet, dat ons bewustelik God se teenwoordigheid soek. En hoe soek ons bewustelik God se teenwoordigheid? Ons soek bewustelik sy teenwoordigheid deur gebed. In ander woorde, ek moet konstant aanhou en sê, Here, ek is bewus van die teenwoordigheid. Ek bid, Here, hierdie is die bewustheid, my gebed. Ek moet oorgee. Hoe moet ek oorgee? Ek moet oorgee die woord van God. Want die oomblik as die versoeking by my kom, dan moet ek weet die Gees van God is in my. God is teenwoordig op daai oomblik. Hy is nie op 'n distansie weg van my af nie. Hy is daar met my. En as ek dan wil oorgee aan sonde op daai oomblik, dan moet ek weet, ek kan dit nie doen nie, want die Heilige Gees herinner my in die bewustheid van God se teenwoordigheid, herinner my dat ek vas staan. Ek moet toelaat dat die Heilige Gees 'n nuwe bewaarwording of 'n bewaarwording of 'n manier kry dat hy my bewus maak, 'n bewuswording maak vir my, dat hy 'n konstante verteenwoordiger is saam met my. Dat hy altyd saam met my is. Ons het die begrip wat ons baie keer sê, ek kan by die Here. Ek roep hom aan, want hy sit in die hemel. Maar hy is nie in die hemel. Hy is hier by ons. Christus het gesê, ek moet net weggaan, stuur ek vir julle aan 'n helper. En daai helper is die Heilige Gees. Jy weet, ons kan nie net 'n ligtelike bewustheid van dit hê nie. Ons moet 'n diepe bewustheid hê van die teenwoordigheid. Met ander woorde, ons moet ons gewete so ingestel hê, dat ons hier in ons binneste, in ons diepte van ons hart, die kennis het en die waarheid ervaar, dat God is teenwoordig, sodat dit ons lewens kan beïnvloed, dat dit my lewe kan verander. As ek altyd bewus is van God se teenwoordigheid, dan gaan my begrip van die lewe en my uitkyk op die lewe verander, en ek gaan met 'n nuwe oog daarna kyk, en ek gaan nie toelaat dat ek die verkeerde dinge in my hart en in my gedagtes hou nie, want ek is bewus van die feit dat as ek die verkeerde dinge in my hart en in my gedagtes hou, dat God is daar. Met ander woorde, God is daar, hy is nie onbewus van dit nie. Met ander woorde, ek doen dit eintlik uit rebellie uit as ek dit doen, want ek moet weet dat die Gees van God is met my. Jy weet, as ons sê baie keer, maar ek doen dit onbewustelik. Ons doen nie die dinge onbewustelik, want ons is nie bewus van die teenwoordigheid van God. Want die bewustheid van die teenwoordigheid van God sal 'n impak hê op hoe ons dink, op ons denkproses. Dit sal 'n impak hê op ons handel en wandel. Dit sal 'n impak hê op ons verhoudings of ons interaksies met ander mense. Maar ons moet versigtig wees.
met hierdie teenwoordigheid van God en die bewustheid van God se teenwoordigheid. Maar eers moet ons weet, dat is nie net 'n ding dat ek in my gedagtes erken dat God bestaan nie. Die bewustheid van God se teenwoordigheid is nie 'n erkenning dat hy bestaan nie. Dis meer as 'n erkenning dat hy bestaan. Dit is 'n erkenning dat hy bestaan, maar dat hy nie net bestaan nie, dat hy hier met my is. En dan tweedens is ons geneig baie keer, as ons erken dat God is teenwoordig by ons, dan laat ons God toe om net in sekere dinge by ons lewe betrokke te raak. Jy weet, Here, jy kan betrokke raak in my gebed. Here, jy kan betrokke raak in hierdie deel, maar Here, jy kan nie betrokke raak in daai deel van my lewe nie. Ons wil die Here baie keer op sy stoot in sekere sake, en in ander sake wil ons God teenwoordig hê, sodat ons suksesvol kan wees. Maar ons moet die bewustheid hê, dat God kan nie op sy gestoot word nie. As jy 'n kind van die Here is God altyd daar. Jy kan hom nie een kant toe stoot nie. Jy moet hom toelaat om betrokke te wees in elke deel van jou lewe. Maak nie saak hoe klein of vernietig dit is. Ons het baie keer waarhede van God. En jy weet, ons bely hierdie goed, ja, God is alomteenwoordig. Maar het dit waarde vir ons? Of het die waarde verloor? Ek kan onthou toe die eerste keer tot bekering gekom het, hy bewustheid van God se teenwoordigheid, jy weet, het my so gemaak dat ek het nie so gelaat by die ouens vloek in my teenwoordigheid nie, want dit het my so hartseer gemaak as die mense so vloek in my teenwoordigheid, want ek weet dat God is teenwoordig. Maar ek weet, later plat ons af. Later kom ons na 'n punt toe wat ons, jy weet, daai bewustheid van God se teenwoordigheid verloor. Jy verstaan, en ons raak gemaklik met die God. En hierdie waarheid wat sê dat God is teenwoordig, dit begin vir ons waarde verloor. Ons is nie meer verseker nie. Ek dink aan Jesus Christus, toe hy saam met sy disippels was, toe hy daar by die vrou was wat by die alabastervleis gekom het om sy voete te salf. Sê die skrif vir ons, hulle het rondgesit. Maar hy was besig om die mense te leer daar, maar hulle het net rondgehang. Dit was nie meer belangrik vir hulle om sy lippe te hang nie. Dit was nie meer belangrik vir hulle om te weet, wauw, luister wat sê die Here nie. Wauw, die Here is met ons nie. Dit het nie meer saak gemaak, jy weet nie, want hulle het gemaklik geraak. Hulle het die waarheid van hulle het nie meer dieselfde waarde gedra as en toe raak hulle krities. Toe begin hulle die vrou kritiseer en hulle begin Jesus kritiseer. Weet hulle nie wat se mense dit is nie. En daarom baie keer is een erg. As ons die bewustheid van God se teenwoordigheid verloor, dan begin ons krities raak op ander mense, want ons verloor die waarde van sy teenwoordigheid om te besef dat God wil hê ons moet 'n voorbeeld stel vir daai mense. As ek dit moet, jy weet, opsom, dan sal ek werklik vir jou sê dat die ding wat ons van God sê, glo ons werklik, voel ons dit. As ek sê God is teenwoordig, glo ek dit en voel ek sy teenwoordigheid. Of is dit maar net nog 'n ding wat ek sê en jy weet, ek voel nie werklik so nie, jy weet, ek glo, jy weet, jy baie ons sê hulle glo dit, maar hulle voel dit nie. Jy weet, dit maak nie meer saak. Ek gaan na Hebreërs 13 vers 5 toe en ek wil dit lees en ek wil vir jy sê wat sê ek ons. Hy sê, laat jou gesprek sonder enige, jy weet, sonder enige begeerlikhede wees. Wees genoegsaam met dit wat jy het. Het die Here nie gesê ek sal altyd met jou wees en ek sal jou nooit verlaat nie. Sê Hebreërs 13 vers 5. Ons het vandag die media neem so oor, jy weet die media sê, hierdie ding in die media sê, en al die mense hardloop dan hierdie kant toe, dan daai kant toe, want hulle hardloop agter en ons gedagtes word so losgekom, en ons tyd word so beslag geneem met hierdie dinge, dat ons nie eens meer genoegsame tyd het om die waarheid van God se teenwoordigheid te ervaar nie, en om te weet dat hy elke oomblik daar nie. Jy weet, as jy daar vloek in jou pad en jy giet daai blaadjies so, dan moet jy weet, God is daar. Dan moet jy weet, God is daar, hy wil ook jou aandag hê, hy wil ook jou tyd hê, hy wil ook met jou praat, hy wil ook
wat jy kyk, waarmee jy jou besig hou, waarmee jy jou tyd verkwis. God wil inspraak hê in die ding. Die Bybel is baie duidelik. God begeer om aktief betrokke te wees in jou lewe. Hy wil nie op 'n distansie gehou word nie. Hy wil nie, jy weet, 'n spaarwiel wees in jou lewe nie. Hy wil die stuurwiel wees in jou lewe, of die bestuurder van jou lewe wees. En as jy God toelaat, en sy teenwoordigheid, bewustheid toelaat, dan gaan daar oomblikke kom wat die normale omstandighede gaan verander, en dit gaan buitennatuurlike, jy weet, wonderlike oomblikke word. As ek kyk na Moses as 'n voorbeeld, en ek kan nou kyk in Exodus 3, dan vers 2 tot 6, en ek gaan dit nie als lees nie, maar waar Moses by die brandende bos kom, glo, dit was 'n nuwe ervaring vir Moses. Moses het geskrik. Jy weet, toe hy nader kom, toe sy trek uit die skoene, want hy is op heilige grond, en op daai oomblik het God en Moses die bewustheid wakker gemaak, om te sê, ek is hier, Moses. Jy weet, toe Moses op die berg gegaan het, Sinaï, saam met die Israeliete, het hy op die berg gegaan, en het 40 dae die teenwoordigheid van God, en die skrif sê, toe hy afkom, toe die glorie van God het hom uit geskyn. En dit is wat in ons lewe gebeur. As ek gaan na 2 Korintiërs 3 vers 18 toe, sê in die laaste tyd wil God hê die glorie van God moet in die kerk se mense uitskyn. Nou word die mense moet kan sê, so Stefanus, so hulle vir Stefanus kruisig daar, hy het met klippe doodgooi, sê dis nie kruisig nie, maar toe hulle met klippe doodgooi, gooi hulle vir Stefanus met die klippe, en toe sê hy, Here, vergewe hulle, want jy weet, en hy het opgekyk, en daai skrif sê ons, sy gesig het geskyn, soos die gesig van 'n engel. En dis wat God wil hê. In God se teenwoordigheid gaan ons God uitskyn. Die mense gaan die glorie van God sien. Die glorie, maar ons moet bewus wees van die teenwoordigheid van God. En ons moet toelaat dat die teenwoordigheid van God 'n verandering bring. As ek kyk na Elia, dan was hy 'n gewone mens gewees. Ek bedoel, hy het dieselfde lyf en liggaam as jy en ek gehad, elkeen van ons. En as ek gaan kyk in 1 Konings 19 vanaf vers 13, vanaf vers 11 tot 13, dan sien ons die Here praat nie met hom in die aardskudding nie. Die Here praat nie met hom in die magtige wind wat daar blaai nie. Die Here praat nie met hom in die vuur wat daar brand nie, en woed nie. Nee, die Here praat met hom in 'n stil stem. En vandag wil die Here met een met 'n stil stem praat. Men vir ons moet so bewus word van die teenwoordigheid van God, dat selfs dat ons die fluistering van God se gedagtes kan hoor. Dat ons kan aandag gee daaraan, dat God ons kan lei. Sodat God ons moet, jy weet, ons sing daar lied wat sê, come Holy Spirit. En dan so, in your own gentle way. Met ander woorde, God wil in daai sagte en daai bonatuurlike, jy weet, liefdevolle manier wil hy ons sy teenwoordigheid manifesteer, sodat ons gerusheid kan hê, sodat ons al die aantrekkingskragte en die goeders wat ons gedagtes wegneem, dat ons al daai goed een kant toe kan skuif, sodat ons nie bereid is om, hierso te sit en TV te kyk nie, of daar 'n movie te sit nie, of hierso te luister na ander se TikTok nie, of daarso te luister, na ander se gebabbel nie, maar dat ons sal bereid is om stil te word en die stem van God te luister. As ons heeltemal altyd bewus is van God se teenwoordigheid in ons lewe, dan sal ons besluite neem wat vir ons oorwinning sal bring. Besluite wat gebaseer is nie op wat ons sien nie, maar ons sal besluite neem op wat God wil hê. Ons kyk partykeer met die dinge rondom ons en ons neem die verkeerde besluite. Hoekom neem ons die besluite? Ons neem die besluite want ons is nie bewus van God se teenwoordigheid nie. Ons praat nie eers met God oor die saak nie. God se teenwoordigheid sal, jy weet, ek het brillense hierso. Hy sal die lense van my brille verander, sodat ek op 'n ander manier uitkyk na die lewe. Dat ek 'n nuwe uitkyk van die lewe, dat ek 'n ander, jy weet, met 'n ander oog na dinge sal kyk. Dat ek omstandighede anders sal sien. Hoekom? Want God is teenwoordig. Ek
sien nou nie meer die probleem nie. Ek sien my God met die oplossing vir die probleem. En ons moet hierdie diepe bewustheid van God se teenwoordigheid moet ons ontwikkel. Jy weet, dit kom nie van self nie. God is nie ou wat jy die hele tyd op jou skouer tik nie. Hy is daar so met 'n stil stemmetjie. Met ander woorde, ek moet myself toerus. Hoe is ek my toe om bewus te word? Matteus 5 vers 8 sê vir ons die volgende, hy sê, geseënd is hulle wat 'n rein hart het, hulle sal God sien. Met ander woorde, as ek my hart rein hou, dit is die eerste stap wat ek moet neem. Ek moet my hart rein neem. En dan word die disippels met hulle harte rein gehou, want Jesus het 'n belofte gegee. Hy sê, as jy jou hart rein hou, dan sal jy God sien. Met ander woorde, ek moet God se aangesig soek. Ek moet my hart, ek moet eerlik wees met myself. Ek moet eerlik wees met myself oor my swakhede. Ek moet eerlik wees oor myself wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Ek moet eerlik wees teenoor myself. Wat is my prioriteite in my getrouheid? In my saak tot die Here. En dan moet ek fokus daarop om reg te lewe. Sodat ek voor God kan staan, want ek is altyd in sy teenwoordigheid. Die tweede ding wat ons moet doen om die bewustheid van teenwoordigheid, ons moet die woord van God beoefen. Ons moet self beoefen om gereeld die woord van God te lees. Ons moet dit bestudeer. Efesiërs 5 vers 26 praat hy van ons, hy sê dat hulle mag gereinig word, skoon gemaak word deur die wasvat deur die woord van God. Met ander woorde, wat was my, wat reinig my, wat maak my rein sodat God kan sien, maar die woord van God. Maar as ek nie die woord van God bestudeer nie, en ek praktiseer nie die woord van God nie, hoe gaan dit my moontlik wees sodat ek God kan sien? Want die skrifte maak my skoon, hy maak my gedagtes skoon, hy rus my toe sodat ek God se wil en God se weg kan verstaan en kan uitleef. Daarom moet ons mediteer op die woord van God. Sit vanmôre hier met my broer Piet, en ek dink hy's 'n plaasboer gewees op 'n stadium, en hy weet wat die woord beteken om te herkom. Hy sê mediteer op die woord van God, bepeins die woord van God, herkou die woord van God. Herkou dit, wanneer jy met die waarheid van die woord van God vat, en dit oor in jou gedagtes draai. Jy moet tyd vat met daai woord van God en bid oor dit en sê, Here, hoe pas ek dit toe? Hoe verander dit my lewe? Hoe bring ek 'n verandering in my lewe? As ek na Psalm 1 vers 2 kyk, hy sê, want ek verheug myself in die wette van die Here. Hy sê, want ek bepeins die Here, ek mediteer en bepeins die wette van die Here dag en nag. Maar dit is 'n aanhoudende proses. Jy weet, ek baie keer buite werk, en ek werk aan 'n ding, en ek vat 'n ding, ek het baie keer dan bou ek goeders, dan dink ek, hoe gaan ek hier maak? En die oomblik as ek daar kom, dan my gedagtes hardloop baie keer weg, as ek dan maak so, dan dink ek, nee, maar as ek so maak, het ek daai probleem, en dan sê ek vir die Here, wat is die beste uitweg? En jy sal verbaas wees hoe die Here my uit sulke situasies uit verlos, want ek roep hom aan, want dit is my begeerte, want ek is bewus, hy is daar met my, al werk ek. Hy is daar met my. As ons hierdie goedes toepas, en ons bepeins die woord van God, dan maak dit 'n verhoogde bewustheid van die teenwoordigheid van God. Met ander woorde, ons begin die gedagtes van God altyd in ons voorkop hou. Met ander woorde, word nie daar agter ergens in 'n kamertjie geberg in 'n boks nie. Die gedagtes van God is konstant op ons voorkop. Jy weet, daar waar die Here vir die Israeliete gesê het, hy sê, leer julle kinders, laat hulle die wet op hulle voorkop het. Met ander woorde, dit moet konstant, jy moet konstant jou gedagtes gefokus hê op God se woord. Jy moet herkou daaraan. Dit moet soos 'n chappie wees wat se smaak nie uitgaan nie. Jy moet aanhou eet. En dan as ons dit so aanhou mediteer, dan moet ons begin beoefen. En soos ons dit beoefen, so verander ons gesindheid om aan te pas by die optredes wat God van ons verwag. Dan begin ons gesindheid, ons gedrag verander.
Baie keer as ons oor hierdie goedes bepeins weet, dan dink jy, maar die woord van God is bietjie anderste. Is anders as vandag. Die woord van God is anderste. Want die woord van God gaan jou begrip of jou insig ten opsigte van sekere dinge van die wêreld verander. Jy gaan nie meer met dieselfde oog na dinge van die wêreld kyk nie. Die manier wat jy na hierdie dinge gaan kyk, gaan verander. Jou prioriteite gaan verander en dit gaan bewuslik verander. Ons word geroep om te bid. Die vierde ding wat ons altyd bewus maak van God is om gebed. Dis die bewustheid van God se teenwoordigheid wat ons bid. Jy weet, dit moet 'n dissipline word. Dis 'n dissipline. Jy weet, as ek opstaan in die oggend, wat is die eerste ding wat ek doen? Môre bid. As ek daar opstaan en ek gaan badkamer toe en ek maak 'n koppie koffie, dankie die Here vir die voorsiening. Ek moet bewustheid hê van God, jy weet, God se totale teenwoordigheid. En is 'n gebed om met God te praat, is 'n gebed. Ek moet konstant bewus wees. Dit moet 'n lewenstyl wees. Vrydagoggend was ek saam met die tunnel gewees en wat vir my so wonderlik uitgestaan het, een van die pastore sê dat sy kerk het 'n kultuur gekweek dat hulle gereeld bid. By hulle bid hier is hulle baie mense. En ek weet ek het eintlik so verlange gehad daarna om te wil sê, jy kan ek nie op die bid hier kom bywoon nie. Want dit is lekker om te weet dat mense kan bid en dit is nie vir hulle straf nie. Dit is nie 'n ding wat hulle self moet dwing om by te woon nie. Dit is 'n ding wat hulle doen in die oorgawe van hulle hart uit, want hulle wil graag in God se teenwoordigheid, graag God se lewe uitlewe en bewus word, meer bewus word. Die ander een wat ons verder help om te kultiveer en te verander na die bewustheid van God toe is aanbidding. Ons moet nie net liedjies in die kerk sing. Sing baie keer saam met die CD's of die DVD's en baie keer toe weet ek het al saam met gery en dan ry jy saam met ander mense en dan sing jy saam met die DVD en dan sê ek man, jy moet stil bly die DVD sing. Ek sê wel die DVD bring nie my hart uit nie. My sang bring my hart uit. As ek vals is, dan moet hulle maar net na my glo nie. Want ek sing nie vir hulle nie. Ek sing vir die Here. En dit is wat aanbidding doen. Dit bring my die bewustheid. Jy weet, ons moet konstant sit. As ons kyk na Johannes 4 vers 23, kyk ons na die volgende ding van die bewustheid van God en die teenwoordigheid van God. Hy sê hier het gekom, waar ek nie meer gaan met waar die ware aanbidders die Here in waarheid en gees moet aanbid. En hy gaan verder. Hy sê dis nie net die plek wat jy aanbid nie, dis hoe jy aanbid. Hy praat van waarheid en gees. Hoekom? Want God is alomteenwoordig. Dit gaan nie saak maak of ek by my werk is nie. Dit gaan nie saak maak of ek in die winkel is nie. Dit gaan nie saak maak of ek op die pad ry nie. Dit gaan nie saak maak of ek weet op die toilet sit of waar ek ook al is nie. Ek wil vir jy sê vandag kan jy God oral aanbid. Want as jy God aanbid, dan verander God jou hele lewe en hy hou jou lewe in tune en hy hou jou gesond. Hy hou jou sterk. Maar ons moet hierdie dissipline moet ons praktiseer. Hierdie 4 dinge moet ons praktiseer. Ons moet die woord van die Here leer. Ons moet dit herkou. Ons moet aanhou bid oor die woord van die Here. Ons moet aanhou aanbidding bring tot God. Wonderlik as gisterand staan ons maak kos vir mense, toe ons klaar kos gemaak vir mense, toe staan daai mense op en hulle sê vir ons dankie nie. Hulle staan op en hulle sê dankie Here. En dit is wat so wonderlik is. Hulle besef dat dit is nie ons wat vir hulle voorsien, maar God wat vir hulle voorsien. Na die tyd praat hy van 'n getuienis en hy sê hy wil dankie sê vir wat die Here vir hom gedoen het, dat die Here hom by hierdie vriend van hom uitgebring het, dat die Here hom by hierdie vriend van hom uitgebring het, dat die Here hom van hier na ons toe gebring het, dat hy hier by ons kan kom, verder leer en verder, ek weet, bemoedig word. Om hierdie beginsels te praktiseer, of toe te pas, vra dissipline. Dis soos om na 'n tuin te kyk. Jy kan nie net die saadjies plant nie. Jy moet konstant die bossies uittrek.
en water gee. En vanmôre wil ek vir u aanmoedig, kweek die bewustheid van God se teenwoordigheid. Bestudeer die woord van die Here. Wy jou toe in die woord van die Here. Want dit gaan 'n verandering in jou lewe bring. Dit gaan 'n groot impak in jou lewe bring. Jy weet daar is 'n skrif wat ons kan lees en jy kan dit afskryf en by die huis gaan lees as jy wil. Psalm 139. Psalm 139 praat, hy sê, al gaan ek tot binne in die hel. Hy sê, dit maak nie saak nie, God is met my. Dis 'n skrif wat uitstaan. Waar die psalm skryf, hy sê dat God verlaat my nooit. Hy verlaat my nooit. En die bewustheid van God gaan 'n dieper verhouding met God skep. Dit gaan 'n meer liefdevolle verhouding hê. 'n meer kragtige verhouding hê. En ek wil u aanmoedig, gaan praktiseer die 4 dinge. Gaan studeer die woord van die Here. Lees hom elke dag. Elke oomblik wat jy spaar het, gryp die Bybel en lees die woord van die Here. En soos jy daai woord lees, moenie net lees nie, soos jy dit lees, kan jy die Bybel weer 'n bietjie neersit, dan bid jy en jy herkou en jy dink oor wat dit sê daai woord. Hoe sê daai woord? En dan vra jy vir die Here en gebeur, Here, hoe werk hierdie woord? Wat 'n impak het hierdie woord op my? Hoe bring ek hierdie woord tot vervulling in my? En dan begin jy God aanbid en jy begin hom loof en prys vir wat hy vir julle gedoen het. Amen. Ek wil vanmôre vir julle sê, die Here het u lief. Die Here het 'n begeerte dat jy altyd bewus sal wees dat hy daar is. Hy het 'n begeerte om betrokke te wees in elke saak met jou. Mag die Here jou sien. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dank U vanmôre dat ons vrylik kan oorgee, Here, en bewus kan wees, Here, dat sonder U kan ons niks vermag nie. Sonder U is ons tot niks in staat nie, my God. Want alles gaan tot niet gaan as U dit nie gedoen het nie. Dit is U liefde wat ons verhouding met U bou. Dis U liefde wat ons verhouding met ons broers bou en susters bou. Dis U liefde, Here, regeer in ons, sodat ons ander mense kan aangetrokken maak tot U. Ons dank dit vanmôre, Here, dat ons altyd daai stil stem sal hoor wanneer iemand ons praat. Dat ons nie te besig sal raak met die dinge van die wêreld en die dinge rondom ons, sodat ons nie U stem hoor nie. Here, dat ons bereid is om die dinge van die wêreld bietjie op sy te stoot en te sê, Here, wat sê U vir my? Dat ons gehoorsaam is, Here, toegewyd is, en dat ons, Here, 'n begeerte sal hê om U tevrede te stel in elke saak. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen. Mag die Here U seën, as jy enige